is waardig, Here. Dis tyd dat ons God aanbid. Dis tyd dat ons hom aanbid in gees en in waarheid. Dis tyd dat die kerk weer gesuiwer word. En dat die aanbidding wat uit die kerk uitkom weer heilig is. Dis tyd dat jou aanbidding weer heilig is. En ek sê nie volgende dit is nie, jy weet waar jy staan met God. Maar ouens, die dringendheid begin net al hoe meer brand om te sê, is nodig om God te begin dien, as jy sê jy dien hom. Almal dien God, maar niemand dien regtig nie. Stel dat meeste mense met hulle woorde eintlik verander en sê ja, ons weet van God. Maar dien ons hom? Dis die vraag. Want dien is nie sommer net 'n woord nie. Om te dien beteken om te doen wat die woord van God sê. Johannes. Jy lees 'n gedeelte wat my getref het van Johannes. Vat jou Bybel soontoe. Johannes hoofstuk 16 of hoofstuk 14, Johannes hoofstuk 14. As ons begin sê ons doen goed of ons dien God, en die aanmoediging is dat ons dit werklik waar begin doen, dat dit wat ons in die woord lees, dat ons dit sal ernstig opneem. Hierdie laaste 2 Sondae wat ons gepraat het oor die Heilige Gees is die wonderlikste 2 boodskappe wat jy in jou lewe kan hoor, want God kom en hy kom bemoedig jou en hy sê vir jou, jy is nie alleen nie. Jy is nie alleen nie. Jy is nie weerloos nie. Jy het 'n wonderlike skat. Ek het vir jou 'n trooster gestuur. Maar as jy werklik waar God wil begin ken, en wil hê hy moet homself aan jou openbaar, dan is Johannes hoofstuk 14 vers 21 jou vers. Wanneer jy vir my sê, Johan, ek het God nog nooit werklik ervaar nie. Hy het homself nog nooit werklik aan my openbaar nie. Ek het hom nog nooit regtig beleef nie. Dan wil ek jou vra, het jy al regtig begin doen wat hy sê? Want wanneer jy op grond van hierdie woord begin beweeg, gaan jy hom begin sien, waar ook al jy beweeg. Jy gaan hom begin ervaar, waar ook al jy begin beweeg. In jou stil oomblikke gaan hy kom en gaan hy homself aan jou kom openbaar en vir jou sê wie hy is. En ook wie jy is. Vers 21, hier is die geheim, ouens. Hierdie is die sleutel. Wie my gebooie het en dit bewaar, dit is hy wat my lief het. Jy sien, wanneer ons sê, Here, ons kan die liedjie sing, met alle respek gesê, ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief. Maar as jy nie uitkom by die gebooie, by die woord van God nie, en jy dit nie bewaar nie, dan wil ek vir jou vra, dink jy het hom werklik lief? Het ek hom werklik lief? As ek nie eers by dit kan uitkom,
wat hy vir my gee nie. Hy wat my lief het. Dis hy wat my lief het. Wie my gebooie het en dit bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom of haar openbaar. Dit is tyd om die woord van God ernstig te begin opneem. Hoe lyk jou Bybel? Ek wil vanoggend vra, en ek het hierdie gedeelte gehoor, want ek het eendag gesien hoe is hulle 'n man redelik gevorderd in jare, maar hy hou 'n boek vas, 'n Bybel vas van sy pa, wat redelik uit mekaar uitval. Nou ek is bevoorreg om ook 'n Bybel van my pa te hê, wat daar in my boekrak is, wat ook besig is om uit mekaar uit te val. Ek is regtig waar bevoorreg om dit te hê. En dit is so waar wat hy gesê het. Hy sê hy het sy pa gesien hierdie boek lees, en wanneer ek na daai Bybel kyk, jy weet, soms, ek lees nie regtig uit daai Bybel uit nie. Maar soms wanneer ek daai Bybel net vat en net vashou, dan sien ek 'n pa wat gesit het en wat tyd in die woord van God spandeer het. Ek sien 'n pa wat God se aangesig gesoek het. Ek sien 'n pa wat alles anders een kant toe geskuif het en by God gaan stil word het. En hy sê net so was dit met sy pa, sy Bybel val uit mekaar, het hom aan mekaar geplak, hy het tyd spandeer in daai woord. En hy sê dis waar wat hulle sê. 'n Ou wie se Bybel uit mekaar uitval, se lewe val gewoonlik nie uit mekaar uit nie. Hoe lyk jou Bybel? Hoe lyk jou Bybel? Wie wat's erg om te sien? Wanneer ons het die wonderlike projek ingekry van Bybels wat ons inkry, om uit te gaan deel weer daar buite, want ons mense wat nie 'n woord het nie, en ons hart is om Bybels uit te deel van mense wat nie 'n Bybel het nie, want ek glo elke huishouding moet die woord van God hê. En pa glo, en hy het begin met hierdie ding van 'n Bybel in elke hand. Bybel in elke hand. Hoe het pa het gesê wat? Ja, 'n Bybel in elke hand en Christus in elke hart. So ons deel nie net die Bybel uit en sê, hoor, hier is vir jou Bybel, ons vertel sommer in die oomblik gou 'n bietjie van Jesus. Want dis ons hart, dis ons missie. Maar weet jy wat is nogal interessant om te sien, is wanneer ons die woord, die Bybels inkry, is daar Bybels wat oud is. Ek praat van 1950, 1940, en die ergste van alles is van hulle is in 'n baie mooi kondisie. Die boodskapies is voorin geskryf van wie dit oorhandig is, maar jy kan sien wie dit ontvang het dit nie werklik waar gebruik nie. En dan wonder ons, hoekom val ons jong mense se lewens uitmekaar uit? Want die jong mense het ouers gehad, wie nooit werklik waar tyd spandeer het in die woord van God en wie nie die gebooie lief gehad het nie, wie dit nie bewaar het nie. En dis tyd. Ek wil ten minste vir Roag huis sê, dis tyd. Ek waardeer dat julle julle Bybels bring. OK, gebruik die ding. Gebruik hierdie woord. Bring hom saam. Lees hom. Maak hom deel van jou. Bou hom in jou in. Want 'n Bybel wat uit mekaar uitval, spreek gewoonlik van 'n lewe wat nie uit mekaar uitval nie. Lees hom stikkend. Dis tyd dat ons bidend ons Bybels begin lees. En dit begin lief hê, sodat God homself aan jou kan kom openbaar. Sodat jy werklik waar die hart van God kan hoor. Amen. Is jy opgewonde? Ek is opgewonde want Johannes hoofstuk 14 begin, hierdie gedeelte wat ek vir jou gesê het, laat jou hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my, en die rede hoekom hy dit sê, is omdat die disippels ontsteld geraak het, want hulle het gehoor, Jesus gaan weg. Jesus gaan weg. Hy sê, en daar waar ek gaan, daar kan julle nie nou saam met my gaan nie. En hulle is ontsteld, en ek kan dit verstaan. Hoe lekker is dit om saam met Jesus te moet wandel vir so tyd. En hy sê vir jou, ek gaan nou nie meer by jou wees nie. Ek gaan weg. Ek dink is soos in so, eina. Here, ons het so wonderlike tyd saam gehad, is dit iets wat ek gedoen het? Sal ons baie keer vra. En Jesus sê, hy sê, wow, laat jou hart nie ontsteld word nie.
Glo in God. Want God weet alles. En God is 'n gewer van goeie dinge. Glo ook in my en weet dat ek en God, ek en my Vader het 'n plan. Ons stuur vir julle 'n trooster wat by jou gaan wees. En dis mooi. Want wanneer ons die Heilige Gees in ons het, is hy in ons en ons is in hom. En die mooi van alles is hy is in die Vader en of hy is in Christus en Christus is in hom. En Christus is in die Vader en die Vader is in hom. Ons het die Gees van waarheid ontvang. Ouens, besef julle hoe voordelig dit is vir Christus om te moes weggaan. As Christus besluit het, ek bly nog hier, en dis hoekom hy sê, laat jou hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my, ons weet die beste vir jou lewe. Ons het 'n trooster wat ons stuur, die Heilige Gees, wat by julle kom bly, sodat julle nie verlate is nie, sodat hy in julle kan wees soos dat hy ook in ons is, en julle in ons kan wees soos dat hy ook in julle is. Julle is nie alleen nie. En ek weet dit klink baie confusing, maar weet net een ding. Jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Amen. Hy woon in jou. En hy lei jou. Hy wil jou lei. Ek wil jou aanmoedig vandag, en dit is toe ek hierdie 2 weke deur hierdie boodskappe kom, wat Pa gepreek het ek net besef, ons moet baie meer aandag daartoe rig, om die Heilige Gees te volg, om sy stem te hoor in ons lewe, want dit is hy wat vir ons gegee is. Hoe gereeld vra jy, Heilige Gees, kom lei my. Ons bid altyd vir die Vader, en ons bid altyd vir Jesus, maar is daar werklik 'n tyd waar jy sê, Heilige Gees, kom gee vir my wysheid, kom lei my in die weg van geregtigheid, want die woord sê, hy het vir ons 'n trooster gegee, wat hier by ons is, hier en nou. En ek het net besef, dis tyd dat ons meer sensitief moet word vir die Heilige Gees, wanneer ons bid, om aandag te gee en te sê, Heilige Gees, dankie dat U hier by my is. Wanneer jy vermoeid en belas voel, Heilige Gees, kom lei my op U geregtigheid, ek kom na U toe. Want hy is in Christus, en Christus is in hom, en die woord sê, hy sal nie uit homself uitspreek nie. Hy bly jou in waarheid en in volle waarheid. Die Heilige Gees het ook gekom om vir jou en vir my krag te kom gee. Krag te kom gee. Ek wil 'n bietjie vanoggend met jou praat oor een van Jesus se disippels, Petrus. En ek wil vandag met jou net weer eens praat oor die belangrikheid van die Heilige Gees wat hier by my en by jou is. Baie keer kom 'n ou in die lewe en jy voel bang om jou geloof te deel. Jy sal baie keer in situasies dalk gewees waar dit eintlik die geleentheid is om te sê, ek ken Jesus en ek volg hom, waar jy dit nie kon doen nie. Wie was al in so 'n situasie? Kom aan, wees nou maar eerlik. Petrus is 'n wonderlike disipel van Jesus. En as ek een ding van Petrus kan sê, dan moet ek sê, jy kan sien dat Petrus was werklik lief vir Jesus. Dit wat hy gesê het hy nie net gesê nie. Hy het dit bedoel ook. Ek meen as jy gaan kyk na Matteus hoofstuk 16, die belydenis van Petrus, dan kan jy sien hy het werklik waar goed bedoel. Toe Jesus vir hulle vra, wie sê die mense, wie is ek? En almal gee hulle antwoorde en hy sê, wie sê julle, wie is ek? Was dit Petrus gewees, wat die verklaring gemaak het van wie Jesus Christus is? En Jesus sê vir hom, wow, mooi, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. So jy kan sien dat Petrus was al van vroegs af sensitief, wanneer hy saam met Christus beweeg het, dit wat hy gesien het. En Petrus wou nie slegte goed hoor van Jesus nie. In dieselfde belydenis, in selfe Matteus hoofstuk
hoofstuk 16, waar Petrus sê, Here, U is die Christus, begin Jesus vir hulle vertel, okay, ons gaan nou Jerusalem toe, ek gaan doodgemaak word, maar moenie worry nie, na 3 dae gaan ek opstaan, en ek gaan lewe. Toe neem Petrus, vers 22, toe neem Petrus hom op sy, en begin hom bestraf en sê, mag God dit verhoed. Here, dit sal U nooit oorkom nie. Dieselfde Petrus, die een oomblik is dit, op hierdie rots, mooi Petrus, op hierdie rots, die volgende oomblik sê Jesus vir hom, maar hy het omgedraai vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan, jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar dit is ook wat gebeur, en dis een van die redes hoekom ons die Heilige Gees het, is om nie soos 'n mens te dink nie, maar die dinge wat God aan ons openbaar, soos wat dit aan hom openbaar is, toe Jesus gevra het, wie sê julle wie is ek? Net so ook, moet dit wees, maar hier het dit bietjie ontbreek. Ou Petrus, hy was 'n wonderlike ou. Johannes hoofstuk 13, as jy soontoe kan gaan, dan wil ek net vir jou iets lees daarso van Petrus. Jesus was die voete van sy disippels, en is Petrus wat gesê het, Here, moet my voete nie was nie. Jy kan sien sy liefde en sy respek vir Jesus Christus. Dis glad nie omdat hy stinkvoete gehad het nie. Ek dink dis oor sy respek wat hy het vir Jesus, om te sê, Here, moenie my voete was nie. Die liefde wat hy vir hom het. Dan wil ek kom by hierdie gedeelte, wat sê, ek gaan nou vir jou sê, ek wil net my plek hier soek, kry. Petrus het 'n klomp goed gesê in hierdie gedeelte in Johannes hoofstuk 13, en jy kan eintlik die hele Johannes hoofstuk 13 kan jy gaan lees. Hy sê in vers 33, hy sê, my kinders, Johannes hoofstuk 13, sê die volgende, my kinders, nog 'n klein tydjie is ek by julle, vers 33. Julle sal my soek, en soos ek vir die Jode gesê het, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. So sê ek ook nou vir julle, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Hieraan sal almal weet, dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. En Simon Petrus sê vir hom, Here, waar gaan U heen? Waar gaan U heen? Jesus antwoord hom, waar ek heen gaan, kan jy my nie nou volg nie, maar later sal jy my volg. En Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek U nie volg nie? Ek sal my lewe vir U gee. En hy bedoel dit. Ek wil werklik waar vir jou sê, die een ding van Petrus is dat hy bedoel wat hy hier sê. Ek sal my lewe vir hom gee. Maar Jesus het geweet dat daar iets ontbreek, en hy sê vir hom, Jesus antwoord hom, sal jy jou lewe vir my gee? Voorwaar, ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kraai, voordat jy my 3 maal verloon het nie. 3 maal verloon het nie. En dit het so gebeur. En Petrus kom op 'n punt waar hy so sleg voel oor dit wat hy gedoen het, dat hy op die einde sê vir die disippels, ek gaan maar weer visvang. Dit pla hom. Goeters gebeur en hy voel klein, want hy kon nie bly by dit wat hy gesê het nie, maar Christus het geweet, en dis hoekom hy vir hulle sê, laat julle hart nie ontsteld word nie, en ek glo, uiteindelik vir Petrus gesê, laat jou hart nie ontsteld word nie, moenie dat hierdie goed jou nou pla nie, glo in God, glo ook in my, weet dat ek het 'n plan, en ek gaan vir julle 'n trooster stuur, die Heilige Gees. En Petrus het Jesus verloon. Hy het goed gesê wat hy nie noodwendig uit die gees uitgepraat het nie. Hy het soms uit die vlees uitgepraat, toe hy Jesus bestraf en hom sê, mag God dit verhoed, dat u doodgaan. Mag hy dit verhoed, en hy het goed bedoel. Hy het dit gesê uit die liefde van sy hart uit. En hoe baie keer kan ons met Petrus, kan ons met hom relate, wat is die Afrikaanse woord? Vereenselwig. Hoe baie keer was daar nie al in jou lewe gewees, waar jy Christus verloon het nie?
Ons kan baie vinnig na hom kyk en sê, ai Petrus, jy het hom nou geval. Maar daar's net so baie kere in my lewe en in jou lewe, waar ons dieselfde al gedoen het. En Christus het geweet ons kort iets. En hy sê vir hulle in Handelinge hoofstuk 2, of hoofstuk 1. Handelinge hoofstuk 1. Sê hy die volgende, en hier kom hy en hy gee vir hulle die geheim, en toe hy nog met hulle was, kom ek gee julle kans, Handelinge hoofstuk 1, vers 4. En toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Maar julle sal krag ontvang, sê vers 8, daar is nog vers 6 en vers 7 ook, maar vers 8 sê die volgende, wanneer julle gedoop word met die Heilige Gees, sê hy, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea, Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, is hy weg van hulle afgeneem. Hulle gaan Jerusalem toe, en hulle gaan wag op die gawe van die Heilige Gees, om aangedoen te word, met krag uit die hoogte. En ons almal weet van hierdie gedeelte, waar die boventrek gevul is, en waar hulle in tale begin spreek, en waar die vuurvlamme begin verdeel, en hoe hulle gedoop is in krag, en dis dieselfde Petrus, wat opstaan en die eerste boodskap bring. Wat sien ons van Petrus voor die Heilige Gees? Voor die Heilige Gees het hy Jesus verloon. Voor die Heilige Gees was hy bang om te sê ek is deel van hom, toe dit in die oomblik kom. Was hy lief vir Christus? Ja, hy was. En net so is dit baie keer met ons ook. Ons is ook baie lief vir die Here. Maar in die oomblik waar ons moet opstaan, is dit moeilik. En dis baie keer die plekke waar ons terugstaan en sê, ons kan nie. En God sê, ek stuur vir julle, julle sal gedoop word met die Heilige Gees, julle sal krag ontvang. En ek wil vandag vir jou sê, vertrou jy op daardie krag van die Heilige Gees, wat vir jou en vir my gegee is? Vra jy ook vir die gawe van die Heilige Gees, om aangedoen te word met krag? Sodat jy soos Petrus, nie meer Petrus kan wees wat bang is nie, maar sodat jy Petrus kan wees wat opstaan, wat begin bedien en begin spreek wat die Gees van die waarheid, wat die Heilige Gees aan hom bekend maak, dat harte so aangeraak word, dat 3000 mense op die eerste preek, hulle hart en hulle lewens vir die Here gee. 3000 mense, eerste keer, Petrus. Dieselfde Petrus, wat net 'n paar dae terug gesê het, ek ken hom nie. Ek weet nie wie hy is nie. Wat selfs gevloek het en gesê het, ek ken hom nie. Dieselfde Petrus is aangedoen met krag en begin te spreek wat God wil hê moet spreek en harte en lewens begin aangeraak word. Ek wil vandag vir jou sê dat God wil jou gebruik om harte en lewens aan te raak in die wêreld daar buite. Jy gaan dit nie uit jou eie uit kan doen nie. Jy gaan nie uit jouself uit kan spreek nie. Maar dank die Here dat ons in hom kan glo en hom kan vertrou en dat hy vir ons 'n trooster gestuur het wat vir ons krag kom gee om dit te doen. Om te kan spreek met krag wanneer dit nodig is. Die nadeel van ons vandag is dat ons dit nie erken in ons lewens nie. Ons almal lees van dit en ons kyk terug daarna en ons sê as dit maar net weer so kan wees. Petrus sê hierdie belofte kom julle toe. Julle en julle kinders. Die belofte van die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees kom jou vandag toe en my. Ek glo net dat ons egter weer moet begin afhanklik raak van die krag van die Heilige Gees en hom begin erken in ons lewens wat vir ons gegee is.
Dit beteken dat ons in woord en in waarheid begin wandel, en dit nie net deel van ons lewe te maak nie, maar om dit ons lewe te maak. Om God te kom vra, om te sê, Here, ek wil nie vandag uit hierdie kamer uit beweeg, voordat ek nie krag ontvang het, om te kan sê wat vandag gesê moet word nie. Hoeveel van ons vra dit werklik? In die oggende, voordat jy jou voete by jou deur uitsit, om werklik waar die aangesig van God te gaan soek, en om die Heilige Gees te vra, lei my nie by hierdie deur uit, nie voordat ek aangedoen is met krag uit die hoogte uit nie. Met krag, sodat ek soos Petrus kan spreek, wat ek moet spreek. Soos Stefanus, selfs al ontstel ek mense vandag. Ek wil 'n bietjie vir jou sê, dis oukei om 'n paar mense te ontstel. Kan ek dit vir jou sê vandag? Ons lewe in 'n wêreld waar ons is so bang om mense te ontstel. Ek so bang, ek maak sy gevoelens seer. Daai selfde gevoelens, wat hom reguit na die hel toe lei. Is ek te bang, ek maak daai gevoelens seer. Ek wil vir jou sê, ek maak veel eerder daai gevoelens seer. Ek trap veel eerder op daai snare. Ek speel hulle soos dat ek my gitaar se snaar speel, dat hy breek. Want is nodig dat mense begin hoor wat die waarheid is, al word hulle ontstel. Ek kan jou een ding verseker, dat wanneer hulle terugdink na daardie dag toe, dan dink hulle aan die waarheid wat Stefanus verkondig het. Hoewel hulle Stefanus met klippe doodgegooi het, kan ek jou verseker dat as hulle aan Stefanus gedink het, het hulle gedink aan wat hy gesê het, aan dit wat hulle ontstel het. As ek jou ontstel, dan wil ek nie vir jou sê ek is jammer nie, want ek is nie regtig jammer as jy ontstel word in 'n boodskap nie. Gaan ondersoek jou hart dan in daai oomblik. En gaan vra hoekom. Maar dis nodig, Rooghuis, dat ons soos Petrus aangedoen word met krag uit die hoogte, sodat ons kan beweeg waar God wil hê ons moet beweeg. Sodat ons die woord van God met wysheid kan begin spreek, waar ons dit moet spreek. Ons wil nie net mense, ons wil ook nie net die snare speel nie, ons wil dit verander. Ons wil hê mense moet ons begin hoor. En daarom is dit nodig om te vra vir die leiding van die Heilige Gees in my en jou lewe. Dit wat Petrus gesê het, is dit wat nodig was vir die oomblik. Vir harte en lewens om te verander. Petrus en Johannes doen wonderwerke, omdat hulle sensitief is vir die Heilige Gees in die oomblik. Hulle het nie net by die man gekom, wat verlam was, en vir hom gesê, staan op en loop nie, omdat hulle so gevoel het nie. Ek dink hulle het in die oomblik begin besef, om stil te kom staan, en in hulle hart ervaar dat God is besig om iets in hierdie man se lewe te doen, en hy wil my vandag gebruik om dit te doen. Die vorige Petrus sou dit nie kon doen nie. Maar Petrus en Johannes kom staan by daai man. Mense is om hulle. Sê silwer en goud, dit het ons nie. Maar in die naam van Jesus staan op en loop. Die krag van die Heilige Gees beweeg deur hulle. En die krag van die Heilige Gees kan ook deur jou beweeg. Die Heilige Gees is vir jou en vir my gegee om in krag te kan wandel. Om te kan spreek wat gespreek moet word. Om te kan doen wat gedoen moet word, soos wat Petrus dit gedoen het. Die Heilige Gees is ook vir my en vir jou gegee om deur die toetse van hierdie lewe te kom. Ek wil jou vat na Lukas hoofstuk 4 toe. Lukas hoofstuk 4. Hierdie is 'n wonderlike gedeelte. Ek wil jou aanmoedig om dit te gaan lees. En gaan lees dit weer. En gaan lees dit weer. Maak hierdie ding deel van jou lewe. Jesus word gedoop. Wat 'n wonderlike gebeurtenis, en ons almal weet van die Heilige Gees en God se Vader en die Vader wat gesê het, hierdie is my geliefde seun in wie ek welbehaag het.
En dan, in Lukas hoofstuk 4 vers 1, lees hierdie gedeelte saam met my. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af en is deur die Gees in die woestyn ingelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is en niks geëet in die dae nie. En hy het niks geëet in die dae nie. Ons lees van die versoekinge wat hier gegee is, hierdie 3. Maar hy is versoek reg deur die 40 dae. Hy is versoek. Hy sê hierso, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Maar die belangrikheid is nie dat hy versoek is nie. Dis hoe hy die woestyn ingegaan het. Wat ek vandag vir jou wil gee is, die trooster is vir ons gegee, die Heilige Gees is vir ons gegee, sodat ons die woestyn kan betree met vrymoedigheid, nie in wie ek is nie, maar in wie hy is. Vol van die Heilige Gees. En ek gaan net vir die eerste deel lees, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is, en hy het niks geëet in die dae nie. En toe hulle verby was, die 40 dae, het hy naderhand honger begin word. Dink bietjie aan jouself, as jy 40 dae lank niks geëet het nie, dan begin 'n man honger raak. En die duiwel kom en hy sê, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip, dat dit brood word. Maar Jesus antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg, en hy wys hom al die koninkryke van die wêreld, in 'n oomblikse tyd, en die duiwel sê vir hom, ek sal u hierdie mag gee, en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. As u my dan aanbid, sal alles aan u behoort. En Jesus antwoord en sê, gaan weg agter my, Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Toe bring hy hom na Jerusalem en stel hom op die dak van die tempel en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self hiervandaan neer. Want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, om u te bewaar. En hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. En Jesus antwoord hom en sê vir hom, daar is gesê, jy mag die Here jou God nie versoek nie. En toe die duiwel elke versoeking geëindig het, het hy 'n tyd lank van hom gewyk. 'n tyd lank. Ek wil vandag vir jou sê, jy gaan getoets word. Jy gaan getoets word. Dit gaan nie altyd lekker wees nie. Jy gaan swak voel. En die duiwel gaan jou kom toets, of jy gaan getoets word op daardie plek. Maar weet jy wat, dit is belangrik, dat ek en jy, die Heilige Gees in ons lewens sal hê, in hierdie tyd. Hy sê, in vers 14, en Jesus het in die krag van die Gees. Ek dink dit is 'n belangrike gedeelte om te lees, en soos wat ek dit hier lees, hy het nie in die krag wat hy in die oomblik ervaar in homself nie. Onthou, Jesus was ook mens gewees. Hy was honger. En wanneer jy honger is, en wanneer jy so lank is jy swak. Maar hy het in die krag van die Gees teruggekeer waar hy moes gaan, na Galilea. Die trooster is vir my en jou gegee, sodat ons sterk kan bly, alhoewel ons swak is. En dis hoekom Paulus so roem in sy swakheid. En hoekom hy sê, ek roem veel eerder in my swakheid, want as ek swak is, dan is ek sterk. Dit gaan nie oor wie ek is nie, dit gaan oor wie hy in my is. En hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Kan ek vanoggend net 'n amen kry op daai ene? Amen. Hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Ek lees vir julle 2 Korintiërs net 'n gedeeltetjie. Net 'n gedeelte. 2 Korintiërs hoofstuk 4. Waar hy sê, maar ons het hierdie skat. Eers gisterand toe ek lê, toe dink ek in hierdie gedeelte, toe kom hierdie gedeelte net by my op.
Toe ek dink aan die Heilige Gees, toe dink ek ons het hierdie wonderlike skat. Hy sê hierso, ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, nie uit myself nie. En hy sê die volgende, in alles word ons verdruk. En ek wil vandag vir jou sê, ou Petrus was verdruk. Maar, hy was nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar ons is nie radeloos nie. Ons is vervolg, maar ons is nie verlate nie. Ons is neergewerp, maar ons is nie vernietig nie. Die Heilige Gees, hoewel jy hierdie dinge ervaar, is jy nooit alleen nie. Hoewel dit voel soms, jy word neergewerp, word jy nie vernietig nie. Ons het hierdie kosbare skat in erdekruike. En Paulus het dit besef, toe hy hierdie gedeelte in 2 Korintiërs skryf, maar ook toe hy skryf, ek is swak, maar dis oukei. Want wanneer ek swak is ek sterk. Want die Heilige Gees is in my, en hy lei my, en hy werk deur my. Toe Petrus vervul is met die Heilige Gees, het hy gepreek, vurig. Hy het deur vervolginge gegaan, vir sy geloof, en hy het Jesus nie verloon nie, maar hy het staande gebly, tot die einde toe. Het hy met krag bedien, het hy gehelp om in die koninkryk van God te arbei, soos wat ek en jy vandag nie kan begin dink of glo nie. Maar ek wil vir jou sê, dieselfde Petrus, dis dieselfde Petrus, wat vroeër nie kon staan nie, het gestaan tot die einde toe. Al het dit sy lewe gekos, maar hy was gevul met krag. En hierdie selfde krag, wat hy gehad het, is ook vir jou en vir my gegee, in hierdie tyd. Wil jy dit hê? Ek dink dis die belangrikste ding. Wil jy dit hê? Want as jy dit wil hê, is dit vir jou gegee. Maar ons kan ook so baie keer in die kerk sit en sê, ja, dis nie ek nie. Ek is nie Petrus nie. Jy moet jou mentaliteit verander. En sê, Here, soos Petrus, so wil ek wees. Soos Paulus, so wil ek wees. Here, soos Stefanus, 'n man wat doodgegooi is met klippe, oor dit wat hy gespreek het in die oomblik. Here, so wil ek wees. Gee my die krag van die Heilige Gees, die trooster. Here, ek wil dit so ervaar. Ek glo in U. Ek vertrou U. Gee dit ook vir my. Lei my. Daar's 'n mooi gedeelte in Handelinge, waar Petrus en Johannes voor die Joodse raad verskyn het. Hulle is geslaan. Hulle is gedreig. En hulle kom weer by mekaar. En hulle begin bid. En hulle sê, Here, kom gee ons die vrymoedigheid. Miskien ontbreek jy aan vrymoedigheid. Miskien is jy bang vir die plekke wat jy betree, dat jy die vrymoedigheid, die guts nodig het, om in daai plekke te kan sê wat gesê moet word. Hierdie ouens het geweet hulle challenges, wat voor hulle lê. Die dreigemente wat hulle gekry het, is nie net dreigemente gewees nie. Hulle het geweet, hier's moeilikheid. Maar hulle kom by mekaar, hierdie gebeur nie voor die uitstorting van die Heilige Gees, wat ons gelees het in Handelinge 2 nie. Hierdie is Handelinge hoofstuk 4. Hulle het reeds ervaar. En hulle kom by mekaar, hulle sê, Here, gee ons vrymoedigheid, om U woord te spreek. En die woord van die Here sê, die Gees het gekom, en die plek is geskit, en hulle is weer gevul met krag van die Heilige Gees, en hulle het uitgegaan, en hulle die woord gaan verkondig. Dis hoekom ek jou wil aanmoedig, voor jy jou voete by jou deur uitsit, dalk voordat jy in 'n meeting instap, om te sê, Here, kom vul my met krag. Heilige Gees, kom gee my die krag, om te kan spreek wat ek moet spreek. Dalk moet jy begin opstaan, in die omgewing waar jy begin werk.
Ouens, as jy dink Douglas is die hemel, maak jy 'n fout. Dis tyd dat die kerk van God begin opstaan, gevul met die krag van die Heilige Gees, wat vir jou en vir my gegee is. Dat ons die woord weer met vrymoedigheid begin spreek, sodat harte en lewens kan verander, en terugkeer na God toe. Amen. Kom ons sluit ons oë. Vader, dankie vir hierdie gawe van die Heilige Gees wat U vir ons gegee het. Heilige Gees, dankie. Ek wil vanmôre begin bid en sê, Heilige Gees, dankie dat U hier by ons is. Dankie dat U ons nog nooit gelos het nie. Dankie dat U ons lei. Dankie dat U ons troos. Here, dankie dat U ons krag gee in die tye wat ons dit nodig het. Heilige Gees, my gebed is dat elkeen hierdie krag sal ervaar. Wanneer ons swak voel, dat die krag van God deur ons geopenbaar sal word, al is ons swak in die oomblik. Ons glo in God, Here. Ons glo in Christus. En Heilige Gees, ons glo in U. Kom gebruik ons, tot eer en tot verheerliking van U naam. En ons as gemeente sê, Amen.